Familie en vriende, goeiemiddag en baie welkom by hierdie geleentheid van die troostdiens van die Wilma Smalberger. Dit is die gebed van my hart dat die Here by ons sal wees en uit sy woord vir ons sal kom aanraak, sal kom vrede gee en ons ook sal troos. Kom ons bid daarvoor. Ons heilige Hemelse Here, ons dankie vir die wonder van die liefde vir ons. Ons dankie dat U ons God is in alle tye van ons lewe, nie net in die blink, gelukkige, gesonde tye nie, maar Here ook in die swaar en die hartseer tye soos hierdie, wanneer ons voel ons gaan deur die dal van 'n doodskade wees, soos Dawid sê, maar ons afskeid neem van 'n geliefde. En ons gebed is, Here, wees by ons in hierdie oomblik en wil U uit die woord, self aan die woord kom en wil U die een wees wat ons harte kom aanraak vir ons daar, die binne waar dit seer is, waar die groot verlang ontstaan, waar U vir ons kom aanraak. Seën ons uit die woord, Here, en dankie dat ons hierdie dinge so met vrymoedigheid mag bid, in die groot naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees vanmiddag 'n gedeeltjie saam uit die Hebreërbrief. Ons lees aan die einde van hoofstuk 3, en so die eerste paar versies van hoofstuk 4, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Die Hebreërskrywer vra, wie was daardie mense wat gerebelleer het, alhoewel hulle God se stem gehoor het? Was hulle nie die mense vir wie Moses uit Egipte gelei het nie? En wie was dit wat God vir 40 jaar kwaad gemaak het? Was dit nie die mense wat gesondig het en wat in die woestyn omgekom het nie? Oor wie het God met 'n eed verklaar dat hulle nie sy land van rus sal binnegaan nie? Was dit nie juis hulle wat aan hom ongehoorsaam was nie? Ons sien dus dat dit juis as gevolg van hulle ongeloof was dat hulle nie in die land van rus kon ingaan nie. Nou sê hoofstuk 4 vers 1, God se belofte dat ons sy rus kan binnegaan, staan nog steeds. Daarom moet ons baie noukeurig daarteen waak dat dit nie mag blyk dat een van julle langs die pad agtergebly het nie. Want hierdie blye boodskap van 'n plek van rus wat God vir ons gereed gemaak het ons ook ontvang, net soos hulle. Dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het nie geglo het nie. Want net as ons glo, kan ons die rus binnegaan. God se plek van rus is dus beskikbaar, maar die wat destyds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongeloof nie daarin gaan nie. Gevolglik het God weer 'n dag bepaal om sy rus binne te kan gaan, en daardie dag is vandag. Hierdie nuwe rusplek is nie die land Kanaan waarin Josua die Israeliete gelei het nie, want anders sou God nie van 'n ander plek van rus gepraat het nie. So daar wag dus nog 'n heel spesiale rus vir God se volk, want almal wat in hierdie rus van God ingaan, sal self rus van hulle moeitevolle arbeid, soos God ook van sy skepingswerk gerus het. So kom ons span dan alles in, om daardie rus binne te kan gaan, sodat niemand van ons dalk hulle slegte voorbeeld van ongehoorsaamheid volg en ook omkom nie. Dan wil ek ook die laaste versie lees van hoofstuk 4, dis vers 16 wat sê, kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy deernis en onverdiende goedheid bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Ek wil graag begin deur te sê dat God het in sy skepping en in sy wysheid dit so bepaal dat alles in die skepping rus moet kry. Ons weet dan nou ook van die Sabbat en die hele Sabbatstradisie, dat selfs God ook van sy arbeid gerus het. En dit is wonderlik om te dink dat alles wat lewe, alles wat deur God daar gestel is, rus nodig het. Nou ja, ek dink ouma Wilma was net die eerste dag op skool, toe sy al by die huis gekom het en vir haar mamie hulle gesê het, die beste deel van die skooldag is pouse. Later sou sy, dalk soos julle almal wat so sportief is, aan sport deelgeneem het, en dan baie keer in so 'n wedstryd waarom hy so moeg is daai rustydvletjie. Dis die beste deel van die wedstryd. En as tiener het sy gelewe, soos ons almal, toe ons tieners was, vir naweke. Naweke is die lekkerste deel van die week. En natuurlik, daai skoolvakansies en later in hulle werkende jare, sy en oupa Barry, as hulle jaarliks met vakansie kon gaan. Dis die tye waarna 'n mens vreeslik uitgesien het. En daar was ook 'n punt waar
hulle op 'n plek gekom het waar hulle wil ophou met die gewone werk van elke dag, wat ons nou maar pensioentyd noem, om ook van jou beroepse werk van elke dag te rus. Maar uiteindelik, by alle mense kom daar ook 'n punt waar 'n mens begin uitsien na 'n rus wat nie van hierdie wêreld is nie, 'n rus wat vir ewig sal duur, 'n rusplekkie by God. En dis waaroor hierdie gedeelte handel wat ons nou vanmiddag saam gelees het uit die Hebreërbrief. Die Hebreërskrywer skryf sy brief aan mense wat die Ou Testament goed geken het, om vir hulle dit uit te wys dat ons na die koms van Jesus, na sy kruisdood, na sy leë graf en die uitstorting van die Heilige Gees in die beste bedeling ooit leef. En dis dan hoe hy sy brief skryf. Hy neem elemente uit die Ou Testament, sê maar die gawe van 'n hoë priester, en dan sê hy, dis hoe dit was in die ou tyd, maar na Jesus se koms het ons in Jesus se hoë priester wat eenmaal 'n finale offer gebring het. En so kontrasteer hy die Ou en die Nuwe Testament en hy wys heeltyd aan hoe ons in 'n baie beter posisie is, ons wat nou in die era leef na Jesus se leë graf en dan ook in die era van die Heilige Gees. Op 'n punt in hoofstuk 3, dan gaan die Hebreërskrywer en hy neem 'n insident uit die Ou Testament, uit die Exodus verhaal, om dan aan te dui dat ook die dood het na die sterwe van Christus aan 'n kruis en sy leë graf vir altyd verander. En hy vertel hierdie verhaal wat daar by Massa en Mariba gebeur het, waar die volk, nadat hulle gehoor het van die reëse in die land Kanaan, nie wou intrek nie. Te bang was om in te trek. En julle sal nou ook onthou dat die Here toe gesê het, soos ons dit nou gelees het, hy het met 'n eedbelowing gesê, julle sal nooit hierdie land van rus binne gaan nie. Ek is op pad met julle na 'n land waar julle kan rus, waar julle nie slawe sal wees en slawe arbeid verrig nie. Maar nou sal julle hier uitsterf in die woestyn. En dan sê hy aan die einde van hoofstuk 3, dis as gevolg van die feit dat hulle nie wou glo dat God hierdie land aan hulle beloof het, dat hulle hierdie rus nie kon binnegaan nie. Nou kom hy, en dis die gedeeltes wat ons gelees het, en hy sê, besef julle, dat op grond van die beloftes wat ons in die woord het, oor die lewe hierna, dat ons weer 'n geleentheid het om in God se rus binne te gaan. Hy sê, God het nou vir ons in vers 2 weer 'n belofte gegee, ons wat in hom glo, van 'n rusplek wat hy vir ons gereed gemaak het, en wat ons uiteindelik sal kan binnegaan. Hy sê in vers 3, dis net wanneer ons glo, dat ons hierdie rus kan binnegaan. Hy sê in vers 7, God het weer 'n geleentheid geskep vir mense, om deel te kan kry aan sy rus, om dit te kan geniet. En hy sê, daardie geleentheid is vandag, dis nou beskikbaar. En hy sê in vers 10 en 11, uiteindelik sal almal kan rus van hulle arbeid. En hy sê in vers 11, kom ons span dan alles in om seker te maak, dat ons hierdie rus nie gaan misloop nie. Die punt wat ek graag wil maak, en die boodskap wat ek graag na julle toe wil bring vanmiddag, is dat as ons na die Bybel gaan kyk, en ons kyk na die Bybelse boodskap oor die dood, dan sien ons dat na die kruisdood, die leë graf van Jesus, sy opstanding, word daar altyd van die dood in prosesterme gepraat. Is die dood niks anders as die oorgangsgeleentheid na ons ewige rusplek by God nie. As ons 'n oomblik hieroor nadink, selfs julle wat nou daar is en nog jonk is, dan moet dit ons vrees vir die dood wegneem. Vir een of ander rede, as mens jonk is, leef jy met hierdie vrees van die dood van jou geliefdes, maar daarmee saam ook dat dit met jouself kan gebeur om dood te gaan. Maar hier kom die Bybel en die Hebreërskrywer kom leer vir ons vanmiddag en sê, die dood is nie die gevreesde einde van alles nie. Nee, die dood is maar net die rustyd by uitstek. Die rustyd by uitstek. Daar gaan nie weer 'n klok lui wat sê, kom, hier begin die nuwe skoolkwartaal. Daar's nie weer 'n eerste dag terug op kantoor na 'n heerlike vakansie. Daar's nie 'n tweede helfte van die wedstryd wat gespeel moet word nie. Dit is 'n rus wat vir ewig sal duur. Hierdie gedeelte sê vir ons dat die dood is die ingaan geleentheid. As die deure oopswaai en hulle
wat glo, toegang kry tot die ewige rusplek. Julle kan maar die Bybel gaan lees en die Nuwe Testament gaan lees en julle sal sien, wat ek net nou gesê het, hoe daar altyd beelde gebruik word van 'n proses wat voortgaan as daar oor die dood gepraat word. 'n Tentjie wat opgeslaan word en 'n persoon wat na sy of haar ewige tuiste toe gaan. 'n Os wat koring gemaal het, wat uitgespan word en uitgejaag word om te gaan rus. Wat 'n geweldige troos bied hierdie perspektief op die dood nie vir ons ook. Hier waar ons by mekaar is en moet afskeid neem van 'n geliefde moeder en ouma en selfs al 'n groot ouma nie. En dit beteken dat niemand van ons in vrees en bewering vir die dood hoef te lewe nie. Maar dat ons kan weet, en dis wat die Hebreërskrywer by ons wil tuisbring, dat die dood is ook vir ons wat glo die finale rustyd. Dis net die inbeweeg in die teenwoordigheid van God en in sy vrede. En dis met hierdie sekerheid wat ek wil hê julle moet weet, dat ons ook van Tannie Wilma afskeid neem. En die wete dat ook haar stryd om voort te bestaan, haar jare van harde werk om vir julle almal te versorg, haar jare van bekommernis oor julle, haar stryd teen siekte, haar deel van hartseer en van teleurstelling, al hierdie belewennisse is nou vir altyd verby. En ook haar behoefte aan rus word nou vir altyd bevredig. Hierdie gedeelte sluit af met 'n oproep. En ek wil graag ook met hierdie oproep afsluit. Vers 11 sê: Kom ons wat dit besef. Kom ons wat iets hiervan snap vandag, hier waar ons met die dood gekonfronteer is. Kom ons dink 'n oomblik oor wanneer dit my beurt gaan wees. En hy sê, kom ons span dan alles in, om ook uiteindelik daardie rus te kan binnegaan, sodat niemand die slegte voorbeeld van die volk daar in die woestyn volg, wat daar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid omgekom het nie. En miskien moet ons dit baie reguit vir mekaar sê. Iemand wat sonder Jesus sterf, sonder die geloof, is verlore. Maar vers 14 en 16 wat ek aan die einde gelees het, sê, ons het Jesus. En kom ons hou aan hom vas in die geloof, dat die dag, as dit aan ons beurt is, hy ook aan ons sy onverdiende goedheid sal bewys en ons op die regte tyd gehelp kan word. Kom ek sluit af. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Hierdie gedeelte sê, wat nodig is om in die rus van God te kan ingaan, om die vrees vir die dood te verloor, is geloof. Geloof in die bestaan van die rusplek van God en die waarheid van sy beloftes. Dit is wat daardie groep mense nie gehad het nie. Maar dis iets wat vir ons as moderne mense moontlik is. Ons kan deur te glo, lewe en sterwe met die sekerheid dat ons die ewige lewe het. Kom ons dank die Here daarvoor. En ons Here, ons dankie vir die Hebreërbrief, ons dankie ook vir hierdie perspektief op die lewe en die dood. Dat ons kan besef, Here, die feit dat Jesus opgestaan het en die dood oorwin is, en hy sê, hulle wat in my glo sal lewe al het hulle gesterwe, beteken dat die dood nie die gevreesde einde van alles vir ons is nie, Here, maar soos hy dit hier beskryf, Here, slegs die geleentheid om in te gaan en deel te kry aan die rusplek wat U vir ons beloof het. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat ons met hierdie sekerheid ook afskeid neem, want Tannie Wilma, en U weet, Here, dat sy aan U vasgehou het en U geglo het, U gedien het, ook met haar lewe. Ons dank U vir haar lewe, Here, ons dank U vir haar nalatenskap, ons dank U vir dit wat elkeen wat deel is van hierdie diensie van haar sal onthou en wat in hulle harte sal voortleef, ook van haar. En ons dank U, Here, dat dit nie op grond was van iets wat sy gedoen het, maar dit wat U aan 'n kruis op Golgotha gedoen het, wat beteken het dat Wilma Smallberger ook vrye toegang gekry het tot die ewige lewe. En Here, ons gun dit vir haar, die vreugde om U van aangesig tot aangesig te sien, die vreugde om met haar geliefdes herenig te wees, die vreugde om U lof te kan besing, die vreugde om te rus van haar lewe van harde werk. Maar ons besef, Here, vir hulle wat agterbly, is dit 'n groot slag. Die gawe van 'n moeder en 'n moeder se liefde is
miskien die grootste geskenk wat U aan elke mens gee. En ons dank U Here vir die mooi bande wat daar bestaan het oor jare in hierdie familie. En ons gebed is so Here dat U vir elkeen wat hiermee moet deel, ja, die binne waar ons nie kan sien, U sal aanraak en sal vertroos. Here, vrede sal gee, maar mag daar dan ook, Here, in ons elkeen se hart 'n stukkie hoop begin groei en lewe, uitsien na die dag wanneer ons ook saam met haar voor U troon sal wees. Dis dan ons gebed, Here, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostryke teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons almal sal wees en sal bly. Amen. Vriende, baie dankie dat julle saam met ons was en mag die Here vir julle seën ook in hierdie tyd en op die pad vorentoe. Totsiens.